vanoggend gaan ek bietjie praat oor liefde. So wat gebeur het die afgelope 2 weke? Het pastoor Erik vir my gesê, Janika, jy gaan bietjie preek, en ek soos, waar gaan ek praat? Hy sê nee, die vloer is joune. En ek stap verby hierdie banners wat hier hang, is deel van ons waardes, ons values van die kerk, en die woordjie liefde, love, spring altyd in my kop op. En liefde, okay, ek het liefde vir my man, ek het liefde vir my kinders, God is lief vir my, ek is lief vir God, ek het al ongelooflike groot liefde vir skoene. En ek dink my man sal verstaan en my huishouding sal verstaan as hulle na my skoenkas kyk, dat ek het 'n baie groot liefde vir skoene. En ek staan daar stil en ek soos, liefde. En ek begin net dink en ek bid en ek vra vir die Here, gee vir my antwoorde, want ek wil verstaan. Ek wil verstaan wat liefde is. Ek wil verstaan wat die woord liefde bedoel. Ek wil in koneksie kom met daardie 4-letter woord liefde. En die eerste gedeelte wat ek kry uit die Bybel uit, is Johannes 3 vers 16 wat sê, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Baie van ons ken die vers so goed, en ons gebruik dit baie keer in gesprekke met mense, en veral as mense deur 'n diep, donker gat gaan, dan is mens geneig om te sê, God het sy enigste seun gestuur vir jou. So ja, is goed genoeg. Baie keer gebruik ons dit as 'n shield, baie keer gebruik ons as 'n frase, as ons iemand probeer help, of iemand probeer raad gee. Maar ek het daai vers vir myself gevat, en ek het vir myself die vraag gevra, Janika, verstaan jy? Verstaan jy wat hierdie vers beteken? En die eerste vraag het by my opgepop van, wat is liefde? So toe het ek bietjie gaan Google. Wat is liefde? Liefde is meer as 'n gevoel. Dit is 'n keuse, dit is 'n daad, dit is 'n leefstyl. Volgens die Bybel is liefde die hart van God se karakter. Die definisie van liefde is 'n diep emosionele gehegtheid, deernis en toewyding aan 'n persoon. Wat beteken dit om lief te hê? Om lief te hê is 'n aktiewe keuse. 'n aktiewe keuse, 'n aksie waardeur jy 'n ander persoon se belange, geluk en welstand net so hoog ag soos jou eie. Maar die wêreld en al die dinge daar buite maak dit soms vir ons so moeilik om lief te hê. So moeilik om God se liefde uit te leef. So moeilik om liefde te aanvaar. Want ons is bang. Ons is bang vir wat die wêreld van liefde gemaak het. Ons is bang vir die wêreld se definisie oor liefde. En daai definisie definieer ons so maklik in elke situasie in ons daaglikse lewe. Die wêreld se definisie oor jou is jou suksesse. Wat het jy al behaal in jou lewe? Waarvoor het jy studeer? Hoeveel grade het jy agter jou naam? Hoeveel geld jy verdien? In wat se huis jy bly? Wat se kar jy ry? Wat se name brand klere dra jy? Maar God het vir ons een vraag. Hy het vir ons een vraag gevra. En daai vraag is jy my kind? Is jy my kind? 'n ja of 'n nee antwoord. God se liefde is nie gebaseer op prestasies nie. God het jou lief nog voordat jy enige iets vir hom kon doen, nog enige iets vir enige iemand kon beteken het God jou lief gehad. Ons lees in Romeine 5 vers 8 wat sê, maar God
bewys sy liefde vir ons, juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ons was sondaars, toe het hy sy seun gestuur, om vir my en jou te sterf. Maar die wêreld herinner ons, minuut op minuut, keer op keer, elke keer, van jou foute, jou mislukkings, jou sonde. Ek gaan vandag vir julle 'n eksperiment wys, hoe ek hierdie prentjie in my kop gekry het van wat die wêreld eintlik aan ons doen. Wat ons foute, ons sondes, ons mislukking aan ons doen. Want ons klou daaraan vas. As ons kyk na my hand is skoon. Hy's mooi vleeskleur. En hier is 'n swart merker. En hy maak 'n lyntjie. Hy maak 'n vuil plekkie. En dit is wat die wêreld aan ons doen. Die wêreld vat ons foute. Die fout wat jy gemaak het by die werk. Die fout wat jy gemaak het toe jy en jou man beklei het, en jy iets vir hom gesê het wat jy weet, hom baie diep seer maak. Toe jy en jou vrou beklei het en jy daai ou koeie uit die sloot uit gaan haal en jy het alles so voor haar neergegooi, want jy het geweet, dit gaan haar breek. Dan kom daai en dit maak merke. Daai negatiewe woordjie wat jy vir jou familielid sê, daai vloekwoord wat uit jou mond uitkom as jy kwaad is. Dit alles los 'n merk. En as ons na hierdie merke kyk, en ons gaan na die woord liefde toe, as ons beklei, as ons foute het, as ons foute maak, is die laaste ding waaraan ons dink, liefde. Ja, mislukkings. Miskien het jy 'n besigheid gehad, 'n besigheid wat jy moes toemaak. So, jy voel skuldig, jy voel sleg, want nou het jy mense sonder werk gelos. Jy het mense se finansies van hulle afontneem. Jy is 'n slegte man, jy is 'n slegte pa, en die wêreld kom en hy kom plaas al hierdie merke, al hierdie blaam, kom plaas hy op jou neer. Jou huwelik is 'n mislukking. Jou verhouding is gebreek. Want jy het nie genoeg aandag of tyd gegee nie. Miskien weet jy nie eens hoekom dit misluk het nie, maar in daai oomblik het jy net nie omgegee nie. Miskien was dit 'n finansiële besluit wat jy geneem het. Miskien het jy baie geld verloor. Miskien het jy te veel geld uitgegee. Miskien het jy dit gedoen sonder jou man of jou vrou se toestemming. En al daai goedjies kom en dit maak letsels op ons hande, dit maak merke op ons hande. Miskien het jy net dood eenvoudige toets gedop, wat jy gedink het jy regtig goed in gaan doen. Jou sondes. Toe ek na die lys van sondes gekyk het, toe gaan ek na die Bybel toe en ek sê, okay, hier is 8 wat vir ons mooi, duidelik uitstaan. Gaan druk dit in Google in, dan is dit 810 sondes wat oppop, wat vir ons bewys hoe sleg ons is, en wat se wêreld ons eintlik woon, en al die merke wat die wêreld maak. Jou sondes is pornografie, vloek, moord, geweld, manipulasie, jaloesie, skinder. Dit gaan alles aan. Ewen om iets te begeer wat iemand anders te het is 'n merkie. Om meer te wil hê as wat jy het is 'n merkie. En die wêreld kom en hy kom sit al hierdie merkies op ons. En na 'n rukkie lyk ons hand so. En die lys van sondes gaan aan. En die rede hoekom die lys van sondes aangaan, is want ons vat dit vir onsself. Ons hou dit. Ons hou daai negatiewe woordjie.
van toe ons beklei het. Ons hou daai sonde wat ons een keer gedoen het. Ons hou daai sonde, daai fout wat ons gemaak het by die werk. En gedurig as jy in 'n gesprek sit, of jy's by mense, en hulle praat oor iets en is vir jou 'n trigger point, dan kom al daai vrees, al daai angs, kom terug. En dan is die laaste ding waaraan ons dink, die woordjie liefde. Maar God herinner ons aan sy liefde. Want God se liefde is heeltemal anders. God se liefde is onvoorwaardelik. God se liefde is onveranderlik. God se liefde is ewig. As ons na die groter prentjie kyk, na God se liefde wat onvoorwaardelik is, sê dit, God het jou nie lief omdat jy perfek is nie, maar omdat hy liefde is. God is liefde. God bestaan uit liefde. Wie nie liefde het nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde. En dit staan in 1 Johannes 4 vers 8, wat sê, wie nie lief het nie, het geen kennis van my nie. Want God is liefde. Hy het jou lief op jou beste dae, op jou swakste dae, op jou dae met 'n skoon hand sonder merkies, op jou dae met jou hand vol al hierdie merkies, het God jou lief. En hy kies om jou lief te hê in jou swakheid en ook so in jou goedheid. God se liefde offer op. Ware liefde gee. God het nie net gesê, hy het ons lief nie. Hy het dit bewys deur Christus te stuur. God se liefde verander mense. Wanneer ons God se liefde ervaar, verander ons. Ons houding verander teenoor mense. Ons verhouding verander in ons huwelik. Ons houding verander teenoor wat ons doen en wat ons sê. En die mooiste ding hiervan is hoe om dit te verander is. God vervang vrees deur vrede. Skuld deur vergifnis. En hopeloosheid deur hoop. 1 Johannes 4 vers 18 sê vir ons, waar liefde is daar geen vrees nie. Volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees het, het nie volmaakte liefde nie. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. Ons gaan partykeer deur moeilike tye. Ons lê partykeer op die vloer en voel afgemat en moeg en ons weet nie meer hoe, waar of wat nie. In daardie tye bly God se liefde dieselfde. In Romeine 8 vers 38 tot 39 sê dit so mooi dat niks in die skepping kan ons van God se liefde afskei nie. Maar ek wil vir julle die Engelse weergawe lees. Dit verduidelik net vir my dit soveel mooier wat sê. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Jesus Christ, our Lord. Dit sê vir ons dat God ons liefhet, dat niks in die wêreld ons van God se liefde kan skei nie. Maar die vraagie wat ek in die begin gevra het, kom weer terug. En die vraag is, wat Jesus aan sy disippels gevra het, wat Jesus aan ons vra, aan my en jou vra is jy my kind?
En as jy sê ja, dan kom God. En hy gee vir jou 'n bietjie seep. Hy kom bedek jou met sy liefde. Hy kom was jou skoon. Hy kom reinig jou. Hy vat al jou letsels van jou lyf af weg. Hy dra jou sonde. Hy dra jou mislukkings. Hy dra jou vrese. Hy vat jou en hy was jou so skoon, dat jy party dae nie eers jouself ken nie. Want baie keer van ons, sit ons in 'n situasie, en ons benader die situasie heeltemal anders. En dan vra ons onsself die vraag, hoe het ons dit gedoen? Hoe het dit gebeur? Hoekom was ek so kalm? En dit is God se liefde wat ons kom toevou, wat ons kom skoon was, wat vir ons weer nuwe lewe kom gee. Maar God wil regtig hê dat ek en jy dit by hom los. Nie in 'n bekleierery weer teruggooi vir die mens vir wie ons lief is nie. Want God kom nie na ons toe en gooi ons foute heeltyd voor ons gesig neer. Maar jy het dit, maar jy het dit, maar jy het dat nie. Nee. Hy kom vat sy bloed. Hy pleit dit oor ons liggaam, hart en siel. Hy was ons skoon en hy sê, ek het jou lief. Onvoorwaardelik lief. In jou swakheid en in jou goedheid. In jou swakhede waar jy voel jy kan nie aangaan nie. In jou goedheid waar jy wil aanhou, waar jy wil meer gee. Maar ons klou partykeer so vas aan dit wat die wêreld vir ons kom gee. Aan die merkie wat my eggenoot maak. Aan my foute. Dat ons diep wonde in ons hart maak. En daardie wonde word onvergifnis. En onvergifnis word 'n band wat om jou nek hang. En as jy onvergifnis het jy nie liefde nie. Want dan bly jy stap in vrees. Want om in daai vrees te stap, kyk jy heeltyd om jou, wanneer kom daai persoon wat my te nagekom het, wanneer kom daai persoon, ek wil net nie in dieselfde vertrek wees as sy nie, of as hy nie. En die Here sê, los dit, bring dit na my toe, dat ek dit vir jou skoon was. Want ek is die woord, die weg en die waarheid, en ek bestaan volkome uit liefde uit. En as jy lief het, gaan jy nie vrees nie. En as jy lief het, gaan jy nie bande bou nie. Maar hoe implementeer ek God se liefde in my lewe? Dit was 'n baie groot vraag wat ek myself ook moes vra. Van hoe kry ek God se liefde vir myself en ek gee dit uit vir ander? En daar is 5 maklike stappe om dit te kan doen. En die eerste ene is, ontvang God se persoonlike liefde. Jy kan nie gee wat jy nie ontvang het nie. God se liefde is nie net vir ander nie, dit is vir jou ook. Hy ken jou donkerste dieptes, jou seerste seer, jou grootste foute, jou verlede, jou stryd, jou siek wees. Hy ken dit, maar hy kies om jou lief te hê. Lê daardie stryd neer. Laat daai siekte vaar. Gee dit vir God, sodat God se hand daaroor kan heers. Sodat God se liefde sodat God se liefde kan kom genees. Dat God se liefde kan kom oorvat. Nommer 2 is, vernuwe jou gedagtes met God se woord. Hou op dink wat die wêreld van jou sê. Hou op dink wat jou vriendegroep van jou sê.
Hou op aanvat wat die vyand van jou uitspreek. En wees bereid om te hoor wat God van jou dink. En om in God se teenwoordigheid te wees, in God se gedagtes te wees, om jou eie gedagtes te vernuwe, het jy nodig om in God se woord te delf. Het jy nodig om jou Bybel te vat en dit te lees, om intieme tyd met God te spandeer. Nommer 3 is vergewe soos wat God vergewe. En baie van ons sukkel verskriklik erg met dit. Ons sukkel om te vergewe, maar ons verwag God met ons vergewe. Ons sukkel om neer te lê wat ons terughou. Ons sukkel om vir God te gee waarmee ons sukkel. Ons is te bang om te gaan neer lê en vir God te vra, Here, neem dit oor. Ek sê altyd vir mense, niks gaan met jou gebeur nie, jy gaan net ligter voel. Om vir die Here te sê, Here, ek vergewe die persoon wat my te nagekom het. God kom in en hy kom werk binne jou. Jy gaan nie die volgende oggend opstaan en 2 kilos ligter wees nie. Nee. Maar as jy daai persoon gaan sien in die winkelsentrum, gaan jy nie meer wil weghardloop nie. Jy gaan die ywerheid het om hom of haar te groet, te sê, hallo, hoe gaan dit? God kom werk daarmee. Hy kom vat jou verlede en dit waaraan jy vaskyk is negatief en hy kom maak dit mooi. Want as ons nie leer nie, as ons nie leiding kry nie, kry ons nie wysheid nie. En as ons nie wysheid het nie, kan ons niks anders bied nie. God se liefde genees. So as ons mense vergewe, dan genees ons harte. Ons wonde genees. Ons kom skoon aan die ander kant uit. En nommer 4 is bedien met liefde. God se liefde is bedoel om deur ons na ander toe te vloei. Deur my na 'n ander mens toe te vloei. Deur jou na ander toe te vloei. Maar hoe kry ons dit reg? Want ons staan gewoonlik terug. As ons met mense praat wat deur 'n donker diepte gaan, staan ons terug, baie sterkte. Nee. Gaan na jou huis toe. Maak jou kamer toe. Gaan bid vir daai persoon. Gaan val op jou mat neer op jou knie en sê, Here, ek kom lê hierdie persoon vir U neer en hierdie persoon se siekte en ek vra Vader dat U se hand dit veg. Dat U liefde dit oorkom. As jy weet mense trek finansiëel swaar en jy het nie die finansies om vir hulle te gee nie. Jy het jou mond. Jy kan in jou binnekamer ingaan en jy kan vir God sê, Here, daai mense struikel. Hulle sukkel. Kom help hulle finansiëel. Stuur hande om hulle te help. Maak harte oop om hulle te help. En God doen dit. Maar God verwag van my en jou om daardie ekstra trekkie te loop. Daai ekstra trekkie te gee om die verskil te kan maak. En as dit nie net so is nie, by die werksplek, daar's iemand wat daar is wat dalk hulp kort. Hulle weet nie hoe om 'n spesifieke stelsel te werk nie. Gaan na hulle toe, help hulle. Geef hulle 'n woord van bemoediging, motiveer hulle. Help hulle. Sê 'n ou tannie sien sukkel met haar sakkies by Pick n Pay, vra tannie, kan ek jou help? As daar mense is in jou binnekring, in jou groep wat gebed nodig het, vra, hoorie, ek sien jy struggle, kan ek vir jou bid? Ek sien jy het hulp nodig, kan ek vir jou bid? Stuur vir hulle 'n versie. Partykeer is dit net daai klein dingetjie wat 'n ander mens wat sukkel verder vat. Maar ons moet bedien met God se liefde sodat mense God se liefde kan ervaar en kan sien. Want as hulle dit nie gaan sien nie, gaan hulle dit nie wil hê nie. En dan die laaste een en nommer 5 is bly in God se teenwoordigheid. Liefde groei waar 'n verhouding groei. Hoe meer tyd jy saam met God spandeer, hoe meer sal jy veranderd word deur sy liefde. En ek gebruik baie keer
'n berading hierdie voorbeeld waar ek vir die mense vertel, as ek nie aandag aan my man gee nie, en hy gee nie aandag aan my nie, gaan ons uit mekaar uitdryf. So ons maak dit 'n prioriteit om by mekaar uit te kom. Ons sê, elke tweede Vrydag, sorry, dis Riek en Jannika se beurt. Elke ander Vrydag is dit die kinders se beurt. En as ek nie tyd met my kinders maak nie, gaan hulle dink, ek gee nie om nie, ek is nie lief vir hulle nie, want ek bewys dit nie. Maar as ek 'n set tyd uitsit, om die teenwoordigheid van my man en my kinders te wees, en hulle laat spesiaal voel, en vir hulle my aandag en my tyd gee, dan gaan hulle ook so hulle aandag en tyd aan my teruggee. So ons het 'n spesifieke tyd nodig om af te staan aan die Here. En in daardie tydjie, al sit jy net 'n worship liedjie op en jy sing volle bors, speak the name of Jesus. Dan is dit reg, want God aanvaar jou worship. Al is dit om 'n stuk in die Bybel te lees en nie te verstaan nie en te gaan Google, dis ook reg so. Al is dit net om te gaan sit op jou bed en vir 10 minute lank in tale te bid. Of net te bid en te sê, Here, hier is my lysie, A, B, C, D. God wil kom werk daarin. God wil hoor. God wil hê jy moet dit vir hom sê. Ek sê altyd, ons my niks lekkerder as om 'n intieme gesprek met God te hê nie. Net waar ek vulnerable in my kar ry of op my bed sit en ek vir God sê, Here, dit en dit en dit pla my. Kom help my. Kom maak my sterk in hierdie. Help my trane te sluk in hierdie. Want ons is tog mens. Maar God wil hê jy moet dit vir hom neerlê. Hy wil hê jy moet dit vir hom sê. Hy wil hê jy moet in sy teenwoordigheid inkom en in hom staan en in sy standvastigheid uitstap en dinge gaan verander. So as ek jou kan raad gee die week, gaan maak jy tyd met God. Gaan worship, gaan bid, gaan hê daai harde gesprek. En as jy voel dat jy en jou gesin en jy en jou familie of jy en jou man dryf uit mekaar uit, gaan dateer daai datum. Wys vir hulle, jy is 'n prioriteit. Maar ook so het God die prioriteit nodig. Ek los julle vanoggend met hierdie. Hou op om toe te laat dat die wêreld en jou verlede jou identiteit wees, jou koers bepaal, jou moed breek. Laat toe dat God se liefde, vreugde en vrede deur jou leef. En wys dit vir die wêreld daar buite. En as jy voel jy het nie meer daai vreugde nie, bid daarvoor. Sê Here, kom gee my vreugde terug. Here, kom gee my liefde terug. Want U is liefde, U kan. En die belangrikste ding wat ek wil hê julle moet vanoggend onthou is, jy is gekies. Jy is gekoop. Jy is duur gekoop. Jy is geliefd. Jou verlede bepaal nie jou waarde nie. Maar God se liefde is waardevol. En as jy dit uitleef, bepaal dit jou. Kom ons sluit ons